episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jonker Venter. Dan is hy baie welkom aan al ons luisteraars wat vanoggend ingeskakel is by hierdie eerste episode van ons nuwe reeks wat ons beoog. Ons beplan om 'n reeks te doen in die vakgebied van apologetiek. Wat is apologetiek? Ek dink ons moet vir baie mense moet ons eers 'n bietjie tongoefening doen. Want in Engels praat jy van apologetics en dit is redelik maklik, dit vloei maklik op die tong, maar party mense in Afrikaans sukkel soms bietjie, dan praat jy oor jou tong en dan knoop hy so bietjie, dan apologetiek en allerlei sulke dinge, maar dit is, sover ek dit het, is dit apologetiek. Wat ek nou, jy weet as mens hom nou sê, Jaco, dan is jy nou bang, jy glip self oor hom. Maar goed, ja, as jy 'n bietjie vinnig sê. Ja, so apologetiek. So ons wil graag kyk in hierdie reeks wil ons 'n paar episodes kyk. Ons moes nou oorweeg, want kyk, as jy na die vakgebied van apologetiek gaan, of kom ons sê jy gaan na dogmatiek toe of wat ook al, dan is daar altyd baie inligting wat 'n mens graag wil deel en wat die vakgebied ook als behels. Maar ons wil dit graag kort en kragtig hou, so ons moes nou kies tussen 10 episodes en 5 episodes. Toe ons nou besluit, kom ons hou 'n korterige inleidende reeks van omtrent 4 of 5 boodskappe, en dan gaan ons later weer kan verder uitbrei op hierdie reeks, soos wat ons in meer besonderhede gaan. Maar goed, so ons wil in hierdie reeks kyk na wat is apologetiek. Ons wil na verskillende apologetiese benaderings gaan kyk. Ons wil kyk na wat is gereformeerde apologetiek en hoe is dit anders as ander benaderings, sodat jy jouself kan kan oriënteer wanneer jy te doen het met apologetiek. En dan gaan ons kyk na dit wat baie belangrik is, die hele doel van apologetiek, apologetiek in die alledaagse lewe. En dan kan mens verder meer prakties gaan om te kyk, hoe moet jy apologeties, of kan jy met apologeties met ander mense van ander geloofsoortuigings te werk gaan. So dit is in kort, en ek hoop die luisteraars sien net so baie uit soos ons, om hierdie episode dan saam met ons deur te gaan en te luister. Mense natuurlik baie ander aspekte ook kon betrek, maar ons sien ook uit. So laat weet ook vir ons as julle in die verloop van die reeks dalk ander voorstelle ook het wat ons aan aandag kan gee. En dan sê ek dan vanoggend se opname baie welkom aan Jaco. Ek het jou nou nog nie amptelik verwelkom nie. Ek is bly dat ek en jy ook saam hierdie reeks kan aanpak, so 'n inleidende episode, en ek sien regtig uit en hoop om die hele reeks saam te kan gesels. Ek hoop jy geniet dit ook, Jaco. Dankie. So vandag wil ons regtig net kyk na wat is apologetiek en hoekom het ons as Christene dit nodig. So dit is die episode van vandag, sodat ons onsself net eers kan oriënteer, wat is apologetiek. So as inleiding, voordat ons nou by die amptelike sake kom, wil ek hê ons moet bietjie nadink oor hoe word apologetiek gesien en beskou in die praktyk. So ek het vooraf vir Jaco gesê, 'n mens dink baie keer apologetiek, in die eerste plek sukkel jy om die woord uit te spreek, in die tweede plek klink dit soos 'n wetenskap wat iewers te doen het met dominees en teologie, en dan wil baie luisteraars sê, maar dis nie vir my nie. En
maar die waarheid is, die Bybel leer ons, en ons gaan dit sien by die definisie onder andere, die Bybel leer ons dat ons almal eintlik deel is van apologetiek, en dat apologetiek deel is van ons geloofslewe. Tot 'n minder of 'n meerdere mate natuurlik, na mate die Gees ook vir jou gawes gegee het, maar as inleiding, jy het apologetiek nodig selfs wanneer jy inkopies gaan doen. Jy het apologetiek nodig selfs wanneer jy met jou kinders praat. Wanneer jy hulle moet begelei oor dinge in die skool of in die wêreld. Jy het apologetiek in soveel aspekte van jou lewe nodig, en dit raak so baie aan die verkondiging van die evangelie. So, dit is nie evangelisasie nie, maar dit sluit nie evangelisasie uit nie. So, ek weet nie, Jaco, of jy kan dink, wat sal nou 'n baie skerp voorbeeld wees, wat jy dalk in jou eie lewe kan aandink, wat jy al apologeties gekonfronteer was in die samelewing, in die alledaagse lewe? Ja, Jonkron, by jou aan te sluit, so, ek meen, apologetiek vir my is wat lewenstyl aanbetref om volgens die wil van God te leef, vanuit sy geopenbaarde wil. En as ons dit doen, dan staan ons altyd teen die wêreld en kultuur en idees en redenasies en wat ook al jy dit wil noem, lewenstyle, praktyke rondom ons. Die mooi Engelse woord daarvoor is countercultural, né? En as jy regtig leef vanuit die Godsopenbaring, want dit is maar kern tot apologetiek, God kom na ons toe, hy openbaar aan ons sy waarheid, en as gelowiges leef ons in die lig van sy waarheid, en ken ons ook die waarheid in die lig van sy waarheid. En as God se woord, en dis ook maar die doel van Skriptura, as ek so 'n klein pand van Skriptura kan inkry, om volgens 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 te leef, né? Volgens God se geopenbaarde wil, en ook die lig te laat skyn op ons wêreld. En as jy so leef, dan as jy langs die veld staan saam met jou kinders, saam met ander ouers waar jou kinders rugby speel of netbal speel, hoor jy dinge, en ek meen, dit is elke dag vir my so, waar ek beweeg, bietjie uit my eie bekende kring uit, selfs in die geloofskring, né? Hoor jy snaakse idees. Ek meen, en ons leef in 'n geweldige ideologiese tyd op die oomblik. Met die hele situasie in Amerika, met die hele situasie in Israel, met die hele situasie in Oekraïne, met die hele situasie in Iran, né? Hoor ons selfs Christelike idees wat teen die Christelike geloof staan, wat teen Bybelse waarheid staan. Ek dink aan die idee van die bekende, en ek wil nie te veel infokus op die idees, en ons gaan later oor praat. Ek dink aan die Hebrew Roots beweging. Dit is baie gewild op die oomblik in Afrikaanse kringe, veral met die wêreldmagte wat so afspeel. En die hele ideologie van Israel, né? Hoor ons goede oor wie Jesus Christus is volgens mense. En die verskillende idees van wie Jesus Christus is. Sy regte naam is Yeshua, en dis nie Jesus nie, daai tipe ding begin jy hoor. Jy hoor argumente rondom wat se Bybel is nou die regte vertaling en watter een nie. Nou mens mag dink dit het niks met apologetiek te doen nie. Dit het baie met apologetiek te doen, want ons moet die vraag antwoord, waar is die woord van God en waar vind ons die woord van God? Dis wat apologetiek doen. Wie is God? Ons word daagliks gekonfronteer met idees teen die drie enige God. Ek staan in gesprek en dan hoor ek verskillende dinge wat mense praat, selfs uit 'n Christelike konteks. Onlangs het ons gesien hoe daar baie foto's en prentjies van Donald Trump rondgegooi word, wat hy selfs voorgestel word as Jesus. So daar sit 'n wêreldbeeld daarachter, waar jy jouself met Jesus kan vergelyk, né? Ons hoor Jehovah getuies in ons deurklop, wat vir jou kom sê, ja, Jesus is 'n geskape engel, hy is nie God nie, en jou Bybel is verkeerd. Dan kom ons by Christelike sienings uit oor regverdigmaking van geloof. Daar's so 'n fyn nuance tussen genade en werke, en soveel mense in die algemeen neig tot werkheiligheid. En jy hoor dit in gesprekke. Jy moet meer doen, jy moet meer wees, jy moet meer dit, jy moet meer dat. Dit is 'n apologetiese onderwerp. Teenoor dit staan daar die waarheid van God. Wat het God geopenbaar? Ek meen nou ook aan baie wyd borduur. Ek probeer 'n bietjie prakties dink in die dinge wat ek my elke dag sien rondom my. Ek meen ons kan dink ook aan die hele charismatiese beweging. Dis 'n apologetiese onderwerp. Ja. Ons sit 'n wêreldbeeld daar agter wat
daar sit 'n supernaturalism wêreldbeeld daar agter wat beweer dat daar amper geen skeiding tussen ons en God is nie. Die skepper en die skepsel word so gelykgestel dat daar 'n klein goetjie in jou is en dat jy magte het om dinge toe te pas. Né? Ja. Dis 'n wêreldbeeld. So die hele konsep agter apologetics in die daaglikse lewe, ekskuus vir die apologetiek, is die wêreldbeskouing. Elke mens het 'n wêreldbeskouing. En dan is daar 'n ware wêreldbeskouing wat hierdie skrif na ons toe kom. En daai twee bots altyd. En ons as gelowiges moet ons skaar by die goddelike wêreldbeskouing en dit staan teenoor al hierdie wêreldbeskouings wat ons rondom ons teekom elke dag. Ja, Jaco, as van die luisteraars luister dalk nou nog en sê, okay, goed, julle het nou baie gesê en ek hoor nou hierdie woord apologetiek, maar wat is dit? En ons kom nou by die definisie, maar ek dink ons inleidend kan ons vir mekaar sê, jy het apologetiek regtig oral nodig. Ek wil sê, ek weet nou nie wat is jou gunsteling inkopiesplek nie, Checkers of Spar nie, maar maak nou nie saak nie, of Woolies, maar as jy nou daar in Checkers staan, kan dit selfs gebeur dat jy bloot, jy weet, eenvoudig deur 'n opmerking van iemand, 'n vreemdeling langs jou, wat 'n opmerking maak oor jou geloof. En dan moet jy kan weet, hoe moet jy antwoord? Of iemand wat jou dalk aanvat, of vir jou bevraagteken oor jou geloof. En dit gebeur orals in die lewe. En daarom moet jy weet hoe om jouself te kan antwoord. En dit is min of meer wat apologetiek is in die eenvoudige. Nou, ons gaan nou nie baie wetenskaplik daarop in vandag nie. Daarvoor is daar natuurlik baie leesstof en video's. Ons wil vandag net inleidend kyk na wat is apologetiek. So apologetiek as vakgebied binne teologie, die bekende vers wat baie mense gebruik, dis nie die enigste vers nie, maar dis die bekende vers, is 1 Petrus 3 vers 15, waar daardie woord van apologetiek natuurlik na vore kom. 1 Timoteus 3 vers 15, dan kry jy daardie woord in die Grieks wat sê apologia, en daar hoor jy nou weer die woord apologetiek. So ek gaan gou vir ons net daardie vers lees, 1 Petrus 3 vers 15, 'n pragtige gedeelte. Daar staan, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Dan sê vers 16, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaamd mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. So dit gaan oor om verantwoording te doen van iemand wat van jou vra. En dit is daardie woord apologia. Dit is 'n antwoord. Dit is eintlik 'n samestellende woord wat sê dit is 'n logiese antwoord wat jy gee vir die hoop wat in jou leef. So ek weet nie, Jaco, wil jy iets daarby byvoeg? Nee, ek dink jy het dit goed opgesom, Jonker. Ek kan miskien net bysit toe jy gepraat het ek baie gedink aan so ek moet sê so in sy eenvoudige vorm is daar 3 aspekte van apologetiek. Dis om 'n verdediging van die geloof teenoor besware en verkeerde idees te maak. So dis om daai countercultural, ek het nou nie teen kultuur, ek is 'n parafrase, direkte anglisistiese vertaling, is om 'n verdediging aan te bied teen die leuen, teen die leenagtige wêreldbeelde. En dan ook 2 Timoteus 3 vers 16 sê ons om verkeerdhede reg te wys. Ja, ek dink Paulus sê in Korinte ook, ek het nie nou die direkte vers aanhaling nie, ons trek af en weer lê alles wat om teen Christus opstel. En dit is nogal belangrik, dink ek, dat ons verstaan, apologetiek gaan Christus gesentreer, want alles op die einde van die dag staan teen die drie-enige God, met Christus in die middel. En Paulus sê ons trek alle idees en menslike redenasies af, wat hulle self opstel teen Christus. So dis die verdediging. Mense kom met 'n teenkantige siening, en
ons sê die skrif sê so, ons bring die God se openbaring in teenstelling daarmee. Maar daar's ook 'n verduidelikingsaspek, want ons wil nie net die hele tyd die openerende hand wees nie. Ons wil ook die antwoord gee. Ons wil die duidelikheid van die openbaring duidelik maak. Ons wil die Godsopenbaring weergee wat God gegee het. En dis waar die skrif lig dan val op die saak. So ons gee 'n verduideliking van die waarheid wat dan ook die evangelie insluit. Wie is die drie-enige God? Hoe het hy homself openbaar? Waar hoor ons sy waarheid? Wat sê hy vir ons oor hierdie saak? Ons gee 'n goeie verduideliking vir die ateës, hoekom hy sê daar's nie 'n God nie, en hulle het verskillende idees, soos byvoorbeeld evolusie. Ons gee 'n verduideliking van die waarheid. Nee, daar's 'n God wat geskaap het, daar is 'n God wat bestaan, en hy het in sy almag en in sy mag geskape. Maar dit stop ook nie daar nie. En hierdie drie goed loop redelik saam. Dit roep mense op tot geloof en bekering. So, ons verdedig, ons verduidelik en gee die antwoord, en dan roep ons, daarom moet jy daarin glo. Want die waarheid van God kom af na ons toe. Ek wil nog nie te veel hier sê nie, maar toe ek voorbereid vir die episode, toe dink ek baie aan Exodus. Toe Moses vir God vra, maar wie is ek? Wat gaan ek vir hierdie mense sê wie ek is? Dis amper die wêreldse vraag nie, wie is God? Ja. Toe sê God vir Moses, ek is. En dit sê vir my baie, nê? Ons probeer altyd verskriklike mense, wat sal die woord wees? Ons probeer verskoning maak dat God bestaan. Daar's nie 'n verskoning dat God bestaan nie. God is. En in alles wat die skrif na ons toe kom, en in alles van apologetiek, wanneer ons praat met mense, God is, my vriend. God is teenoor jou ateïsme. God is teen jou moslim geloof. God is teen jou, hy is. En hy is genoeg, en ons bring daai na mense toe. En hy is veronderstel bekering en geloof. Toe God vir Moses gesê het, ek is, het hy nie vir hom gesê, gaan na my volk toe en probeer vir hulle verduidelik, ek bestaan, hulle moet tog nou net in my glo, en ek sal hulle help nie. Die Godsopenbaring impliseer 'n verdediging, 'n verduideliking en geloof en bekering. Ja, nee, so dit vat nou mooi saam, en ons gaan nou bietjie kyk na die noodsaak, en dan ook in praktyk bietjie daarna kyk, maar as jy na hierdie woord kyk, apologia, dan hoor jy 'n samestelling van twee woorde, dit is 'n voorsetsel in die Grieks, saam met 'n selfstandige naamwoord. En as jy dit nou baie letterlik wou vat, dan sou dit beteken weg van logiese spraak, of kan 'n mens maar dis baie letterlik, maar dit beteken nie jy moet wegbeweeg van logiese spraak of nie, eintlik inteendeel, dit beteken jy beweeg weg van 'n argument deur logiese spraak. So dit betrek dus die mens se gedagtes, jou denke, logika word ook daarby betrek. En ons almal word opgeroep daartoe om oor jou geloof te praat. En soos jy gesê het, of dit is om dit te verdedig teen valshede, om jou te verantwoord, of wat ook al die geval is, dit is nodig. Nou dit kan ook gebeur, en ek dink vir die luisteraars wat nou baie geïnteresseerd is in apologetiek en nou op YouTube gaan kyk, sal sien daar is, wie weet hoeveel apologete daar buite, of wat hulle self dan as apologeet aanstel of identifiseer. Nou dit is 'n baie moeilike ding, want baie keer sien jy ook in al hierdie gesprekke, dit klink net soos een groot debat of een groot geveg wat mense met mekaar het. Maar dit is nie wat apologetiek is nie, en ek hoop wanneer ons dan die volgende episodes kyk na die verskillende benaderings soos wat dit deur die eeue ontstaan het, die apologetiese benaderings, dan sal ons luisteraars kan insien waarom ek sê dat dit gaan nie oor om net 'n aanval te maak op ander gelowe nie, want dis glad nie waar dit gaan nie.
dit gaan daaroor soos wat 1 Petrus 3 sê, om dit wat in jou leef, die waarheid van die evangelie deur die Gees, om dit te verantwoord aan ander mense. Hulle wat vra, maar ook oral waar jy gaan. So dit is nie asof dit net gereduseer kan word tot 'n aanval nie. Goed, maar dit bring my bietjie by die noodsaak van apologetiek. Vir wie is dit almal nodig? Wie moet dit almal doen? Ons het aan die begin gesê, ons hele geloof behels, of apologetiek word betrek by ons hele geloof. Maar hoe en hoekom is dit noodsaaklik? Ek weet nie of jy wil begin, Jaco. Jonker, die oomblik as jy sê, Jesus is die Here, staan jy in die middel van apologetiek. So nie een gelowige, maak nie saak hoe jonk, hoe oud, hoe eenvoudig of hoe geleerd jy is nie, bely, Jesus is die Here, want dit is jou redding. As jy met jou mond bely, met jou hart glo, dat God Jesus uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Daai eenvoudige definisie, oomblik as jy dit bely, staan jy in die middel van apologetiek. Want hoekom is Jesus die Here? Hoekom is hy die enigste verlosser? Waar kom hy vandaan? Wie is hierdie Jesus van wie jy praat? Jy praat ook van 'n Vader. Wie is hierdie Vader? En wie is hierdie Heilige Gees van wie jy praat? En wie is hierdie drie-enige God waarvan jy praat? Net daai vraag is alles deel van ons sentrale Christelike geloof. As jy die apostoliese geloofsbelijdenis lees, staan jy in bely, wat ons elke Sondag doen, staan jy in die middel van apologetiek. Daar's baie dinge wat daar gesê word, wat vir jou gaan gevra word. Wie sê vir jou Jesus het opgestaan? En waar kom jy in die storie dat Jesus gebore is van 'n maagd? Ek meen, dit is irrasioneel, man. Hoe kan enige mens 'n baba voortbring sonder 'n man? En ek wil aansluit met wat jy deur hierdie ding wat ek nou gesê het, aansluit met wat jy vroeër gesê het. Apologetiek bewys dat ons geloof rasioneel logies is. Want die argument is by baie gelowiges is nee man, ons geloof is 'n blinde geloof. Jy moet net glo. Die skepping is geweldig rasioneel. I mean, waar kom alles vandaan? Dis is 'n baie rasionele vraag en dan argumenteer die ateïs van evolusie af en ek het al vir baie ateïste gevra, verduidelik vir my die eerste oomblik van lewe. Geef vir my 'n prentjie. Daai twee molekules wat jy sê in die lug gehang het of daai twee deeltjies wat ontplof het. Verduidelik vir my hoekom hulle daar? Hoe lyk die atmosfeer rondom hulle? Waar kom die energie vandaan wat daar gebeur het? Wie het bepaal dat daai twee deeltjies na mekaar toe beweeg? En geen ateïs kan hierdie eenvoudige vrae eers beantwoord nie. Hulle het al vir my gesê, nee, ons weet nie presies nie, maar dit het gebeur. Nou, wat is nou irrasioneel nou? Nee? Ja. Evolusie of die goddelike geloof, so nee. Dis vir elke gelowe, dis wat ek probeer demonstreer. As jy 'n gelowige is. En ek dink ongelukkig, ek wil ook daarby aansluit wat jy voorgesê het, die hele debatte rondom hierdie wat ons weet nogal aggressief kan raak, veral rondom apologetiek tussen Christene die geneigtheid om redelik warm en vlammend te raak. En dit het enige gelowige baie bang gemaak en afgestoot van apologetiek en dis verkeerd. En ek dink as ons met hierdie episode iets kan bereik, wil ons regtig vir die gelowige toerus en vir hom wys. Maar apologetiek is so sinoniem met jou geloof as wat kan kom en jy hoef nie bang daarvoor te wees nie. Dit is regtig die skrif wat jou daarin begelei en jy kan dit doen. Inteendeel, jy moet dit doen en jy is geroep daartoe. Ja, Jaco, ek dink nou soos wat jy gesels, daar is, kyk, mense het nou maar opinies oor die verskillende generasies wat deur die sosioloë ook geklassifiseer word, maar ongeag of mense dit nou wil klassifiseer of nie, ons kan definitief sien daar is 'n onderskeid in die verskillende generasies. Nou, jy kry 'n generasie wat, ek praat nou nie eens van die boomers terug nie, kom ons praat nou maar van die jonger mense, jy weet, jy kry 'n generasie wat nie affronterend wil wees nie. Jy kry 'n kultuur in ons tyd wat sê, ons moet nie mense konfronteer nie. Ons moet liefdevol teenoor almal optree. Nou, die Bybel wat ons nou gelees het vandag het nêrens gesê dat jy aanvallend moet wees nie. Dit het gesê dat jy moet antwoord gee oor die waarheid wat in jou is en dit met liefde natuurlik. Maar nou kry jy ook weer die jonger generasie. Hulle is baie erg daarop dat hulle wil graag swart en wit feite hê op die tafel. So hulle jaag na die waarheid en
So jy sit met verskillende kontekste, maar ek wil eintlik sê vir gelowiges waar ook al jy sit, op hierdie beskrywing wat ek sopas gegee het, die punt is, daar word van ons verwag deur die Here, soos wat jy gesê het, as jy sê die Here is koning, dan beteken dit jy behoort aan hom, dan beteken dit jy het verantwoording, dan beteken dit jy het die amp van gelowige waar jy profeties sy naam moet bely, en dit is nie liefdeloos om te praat van die waarheid in jou nie, inteendeel, dit is juis om mense wat in donker rondloop en baie keer met idees vasgevang is in leuns, om aan hulle die waarheid te verkondig en te getuig. So dis baie, soos ek gesê het aan die begin, dieselfde as om die evangelie te verkondig, maar dit gaan oor om verkeerdhede uit te wys en om vir mense te verduidelik wat die waarheid is. Ek wil nog 'n voorbeeld noem. Dink maar aan die gelowiges in die vroeë kerkeeue wat vervolg is vir hulle geloof, nê, die martelare. Dink maar aan die reformatiekerk wat vervolg is omdat hulle die gereformeerde Christelike Bybelse geloof handhaaf, soveel so dat Johannes Calvin 'n hele inleiding op sy 'n boek moet skryf met 'n boek wat uiteindelik 4 boeke word, die institusie van die Christelike godsdienst, om vir die koning te sê, maar dis wat ons glo. Wat wys vir ons? Waar het ons gedwaal? Wys vir ons wat het ons verkeerd gedoen, want dit is wat ons glo van die skrif. So ek wil in 'n mate sê, apologetiek gaan net so hand aan hand met dogmatiek, dit wat jy bely, jou belydenis geskrifte. En dis juis gewoonlik 'n antwoord op die dwaling. Ja, as ek so 'n bietjie in fokus op 'n paar dinge wat jy gesê het en ook dit verder uitbrei, die liefdesaspek. Inteendeel, apologetiek is ons liefdesroeping teenoor ander mense. Ek kan dit illustreer met daai verduideliking wat baie mense baie keer gee as jy langs die pad staan en daar kom 'n bus afgejaag met 'n verskriklike groot spoed en iemand stap oor die pad en hy sien dit nie, wat gaan jy doen? Staan jy stil, doen jy niks of storm jy voort, jy stamp homself uit die pad uit? Of die ander illustrasie is jy 'n blinde persoon sien op 'n afgrond afloop. Wat doen jy? Gaan jy net staan passief en sien hoe loop hy af en tuimel af? Dis wat apologetiek nie is nie. En dit is die valse narratief wat ons het in ons moderne tyd van, ons moet tog net almal so hard werk daaraan, dat hierdie wêreld 'n vredevolle, liefdevolle omgewing is sonder enige konfrontasie. Konfrontasie moet tot die uiterste vermy word. En dit is 'n leuen. Dit is wat die skrif nie leer nie. Jesus het nie geskree en geskel om die waarheid na vore te kom. Hy het dit eenvoudig net gesê en verklaar. Hy was die mees volkome gebalanseerde, geïntegreerde Godmens wat die waarheid kon vertel in sy eenvoudigste rou vorm, selfs soos vir Petrus, wyk agter my Satan, sonder dat hy in daai oomblik Petrus gehaat het. En in ons kop is dit 'n teenstrydigheid. So dis 'n noodsaak, dis 'n roeping wat ons het teenoor die mense van ons tyd. Dis 'n roeping wat die Here in sy kerk gee en in elke gelowige gee om die mense in ons onmiddellike omgewing bloot te stel en te verduidelik en op te roep tot die waarheid. En ek het 'n ander gedagte gehad wat ek nou vergeet het wat ek nog bygevoeg het, maar ja, so dit is nie 'n opsionele ding nie. Dit gebeur ook wanneer ons apologetiek in sy eie kategorie plaas, in 'n boksie plaas, waar ons dan redeneer, apologetiek is net vir die slim teoloë of vir die groot ouens of julle dominees wat nou soveel jare gestudeer het en so voorts. Dit is natuurlik ook die uitvloei van hierdie vreeslike debat, maar apologetiek is ek sien apologetiek in die skrif is geïntegreerd in wie jou geloof is. En jy moet die evangelie en die godsopenbaring glo, leef, verdedig, verduidelik en oproep tot geloof. Dit is 'n veronderstelling vanuit Godsopenbaring. Ja, ek wil 2 opmerkings maak. Die een is oor almal is 'n apologeet en dit is so as ons het mos 'n reeks ook gehad oor teologie. Almal is 'n teoloog of so iets, ja. Almal is 'n teoloog en dit is wat ek dink R.C. Sproul gesê het, almal is 'n teoloog. Of John Piper, een van die twee. Nee, is R.C. Sproul. Ja. En dit is so almal is 'n teoloog en dit is so almal is 'n apologeet, maar
daar is ook 'n onderskeid. Jy weet, jy gaan nie reuse gaan aanvat wat as jy nie opgewasse is daartoe nie. Maar almal het daardie funksie, net soos wat almal die gawe van die gelowige het, nê. Ja. Moet 'n ou weet, elkeen is verantwoordelik voor die Here om te praat, maar daarmee wil ek eintlik half Jakobus 3 bysit, nê. Nie almal moet vinnig leermeesters wil wees nie. So, terwyl ons baie vinnig antwoorde en verse kan rondgooi vir mekaar, moet ons baie versigtig wees, dat ons nie 'n leermeester wil wees nie, want ons gaan ook verantwoording doen daarvoor. Ja. So dit is 'n groot verantwoordelikheid, maar ook 'n roeping, wat op 'n mens gebring word. En dan wil ek die tweede ding sê, toe jy so gepraat het, toe dink ek ook aan iets wat ek in die week gesê het vir katkesante oor Bybelstudie. Nou R.C. Sproul het gepraat van Bybelstudie en mense wat laks is om die woord te leer, en waarom, die vraag is waarom, hoekom gebeur dit so, hoekom neem mense nie toe in kennis nie, nou hoekom vra ek dit, want alles wat ons sover gesê het, gaan eintlik oor 'n liefde vir die waarheid, so die waarheid wat in jou leef, en om 'n liefde vir die waarheid te hê, beteken jy moet weet wat in die woord staan, en toe het R.C. Sproul nogal gesê, die probleem hoekom mense nie die Bybel ken nie, is nie omdat die Bybel te moeilik is vir hulle nie. Natuurlik is daar moeilike dele, maar die rede hoekom mense dit nie ken nie, is omdat hulle lui is. En ek dink mense moet regtig ook daardie beginsel saamvat en sê, ons moenie lui wees, of laks wees om te praat, wanneer daar gevra word om te praat nie. Dis ons verantwoordelikheid. So dis maar net my 2 opmerkings. Jaco, as jy nou nie iets nog het om te sê by die noodsaak nie, dan wil ek graag bietjie oorgaan na wêreldbeskouing en voorveronderstellings toe. Jonker, net vinnig, ek wil net bietjie uitbrei en tog 'n verdere verduideliking gee op jou punt van almal is 'n apologeet en almal is 'n teoloog. Ek wil net jou punt versterk. As ons sê almal is 'n apologeet, want of almal is 'n teoloog, dan is daar nou weer 'n uiterste wat dan op opleiding en professore en teoloë op daai vlak nou wil reduseer. Nee, dis nie meer nodig nie. Dis nie wat ons probeer sê hierso nie. Daar is mense wat die Here roep om daar in daai vakgebied toegerus te word, juis om elke Christen te bemagtig. So, en in daai dink ek sin is daar moet ons ook 'n regverdige onderskeid doen, dat die Here, daar is professore van apologetiek op universiteite of teologiese seminariums wat geroep is vir daai taak, wat juis baie wysheid en kennis van die Here ontvang om hierdie onderwerp en dan ook verskillende wêreldbeskouings, gelowe diep te bestudeer en regtig by die kern van die saak uit te kom en goeie antwoorde en redenasies te gee wat ons as gewone gelowiges bemagtig. So almal is 'n apologeet, maar daar is die wat die Here roep om homself daarin op 'n spesiale manier toe te rus, soos iemand wat daai vakgebied bestudeer, hier om regtige gawe gee. En so ons reduseer nie dit nie. Ons erken dit juis, maar dit is ook in daai sin nodig en die gelowige leef ook dan in daai kennis as 'n apologeet. Ja. So in nog 'n ander manier gestel, almal moet die woord verkondig, maar nie almal is predikante nie. 100%. Nou ja, Jaco, dan gaan ek bietjie oor, so ons sien daar so regtig 'n noodsaak vir elke gelowige om deel te wees van hierdie roeping. En maar ek wil graag net oor 2 ander aspekte vinnig gesels, en die een is wêreldbeskouing en voorveronderstellings. En dan sal ons bietjie kyk gou na die praktyk en die doel van apologetiek. So Jaco, ons kan nie vandag baie hierop uitbrei nie, maar net vinnig, 'n wêreldbeskouing is vir die wat dalk nie weet nie, maar dit is nogal 'n woord wat redelik deurgetrap word in vandag se tyd. Wêreldbeskouing is die manier hoe jy na die wêreld kyk. Dit is met ander woorde, soos wat baie ook sê, die bril waardeur jy die wêreld rondom jou sien. En die bril is nie noodwendig reg nie. Maar ons almal het op een of ander manier 'n bril op. Want jy's van kleins af, maak jy sin van die wêreld rondom jou deur die inligting wat tot jou beskikking is, en jy vorm met ander woorde jou beskouing
van hoe die wêreld is en werk en lyk en hoe jy moet funksioneer daarbinne. So dit is baie belangrik dat ons kennis neem van 'n wêreldbeskouing wanneer mens met apologetiek te doen het. Want jy kan uit verskillende wêrelde kom en dalk die waarheid heeltemal anders benader. Nou daardeur sê ons nie daar's verskillende waarhede asof daar nou 'n relatiewe waarheid is nie, daar's een absolute waarheid. Maar wanneer 'n mens met mense praat, dan moet jy ook bietjie kennis neem van sy wêreldbeskouing. En baie keer is dit moeilik om uit te vind wat 'n ou se wêreldbeskouing is. In vandag se tyd raak dit al meer algemeen om sommer vooraf te sê, hierdie is my wêreldbeskouing, hierdie is my voorveronderstellings, en ons kry dit in praktyk in stellings soos ek is 'n ateïs, of ek glo nie God kan homself aan ons bekend maak nie, dalk bestaan hy, ek weet nie. Of ek glo in die groot doop, en julle mense wat die kinderdoop glo, julle is verkeerd. Jy weet, daarin sien jy, daar's iets van 'n wêreldbeeld ook. Of dit kan dalk wees van hoe jy groot geword het. Jy sê God is 'n wrede God. So daar steek iets dalk van 'n voorveronderstelling in die persoon se stelling, en dat hy dink dit is die absolute waarheid. Maar ons weet die absolute waarheid is die woord. En so wanneer mens met mense praat, mens kennis neem van wêreldbeskouing. Jaco, wil jy invul daarby? Ja, Jonker, daar's niemand wat nie 'n wêreldbeskouing het nie, wat gebaseer is op sekere voorveronderstellings. Daar's 'n baie goeie boek, en ek het hierdie boek al baie keer hier genoem. So 'n boek wat 'n vreeslike impak op my gehad het, veral rondom wêreldbeskouing en dan apologetiek ook. Dis 'n boek wat ek nie al baie teëgekom het of gehoor het van in ons kringe nie, maar miskien het jy al daarvan gehoor, en dit is Clauser, Roy Clauser se boek The Myth of Religious Neutrality. Nou, ons gaan net 'n bietjie gesels oor neutrality, maar sy hoofargument is dat elke mens beroep hom tot 'n hoër orde om sy stellings te maak. Dit is onmoontlik logies, selfs logies gesproke, om iets te sê. As jy sê daar is nie 'n God nie, op grond van wat baseer jy dit? Daar's altyd 'n hoër orde, en dit is jou God, en dit is wêreldbeskouing. Daar's altyd 'n hoër orde tot wie jy jouself beroep. En Clauser argumenteer byvoorbeeld dat as 'n ateïs sê daar is nie God nie, dan beroep hy hom op sy eie verstand wat die hoër orde is. En as hy dan van daaruit redeneer, dan kyk hy na die natuur en hy sê volgens natuurteologie, dis onmoontlik vir 'n God om te bestaan in 'n natuurwêreld. So dis alles is hoër as jouself as jy die stelling maak. In daai sin is daar altyd 'n godsbeeld betrokke by enige mens. Nou dit klink vir iemand snaaks om te sê ateïs het 'n godsbeeld. 'n Ateïs het 'n godsbeeld. Hy beroep homself op 'n God. Ja. 'n Klein lettertjie as jy wil, om sy stellings te maak. Die Mormoon, die Jehova getuie, die Hindu, die Moslem, selfs ons het 'n godsbeeld, en ons beroep ons op grond van daai godsbeeld, en daai godsbeeld bepaal jou wêreldbeskouing. Dis jou voorveronderstelling. Wie is jou God? Die ateïs het 'n God. En dit vorm jou wêreldsbeeld, en in daai sin is daar geen mens of geen filosoof of teoloog wat kan sê ek is die hoogste vlak en ek sê dis die antwoord nie. Almal beroep hulle self op 'n wêreldbeskouing wat 'n godsbeeld impliseer. Ja, dis 'n baie filosofiese gesprek. Wat kom eerste, geloof of jou wêreldbeskouing, of jy weet, wat's nou eerste die hen of die kuiken? Ag, wat die hen of die eier? Maar ek dink nie dit is vir vandag noodwendig nou die gesprek nie, maar ek dink ons moet kennis neem, soos jy sê. Ons moet kennis neem daarvan dat die manier hoe jou gedagtes gevorm is ook die manier hoe jy gaan argumenteer en motiveer wanneer dit kom by verdediging van geloof. So dit behels nie net vir wanneer jy met ander mense praat, maar ook dat jy na jouself sal kyk. Jy weet, jy sê dalk jy is 'n gereformeerde Christen, maar gereformeerdheid beteken jy moet dit wat jy glo uitleef. En dit is wêreldbeskouing, dat jy uitleef dit wat jy glo.
So mens moet ook jouself daarin ondersoek. En dan ander aspek wat ek graag wil aanraak is as ons nou na die praktyk toe gaan en ons vra wat is dan die doel van apologetiek? So Jaco, ek weet nie of jy daar net gou iets wil sê nie. Dis nie regtig baie punte wat ons wil inslaan nie, maar slegs een, nee, of twee. Ja, ek dink ons het redelik die saak al gemaak en dit lê baie naby in die definisie van apologetiek. Dit is om 'n verdediging van die geloof te gee, om 'n verduideliking te gee en tot bekering te roep. En dit is nie om 'n argument te wen nie. Dit is nie die doel nie. Ons mis heeltemal die doel as ons in elke gesprek die argument wil wen. Ons wen eintlik altyd want Christus het reeds gewen. En Jesus sê, en Paulus skryf, Christus neem ons saam op sy seëgetog. En ek dink in daai vers in 2 Korinte, ek het dit nou nie hier voor my, ons het nogal vroeër daar gepraat, ek dink hier is hy, 2 Korinte 13 vers 18, ons kan niks doen teen die waarheid, maar net vir die waarheid. So ons praat eintlik saam met God, as jy dit so wil doen. Ons praat God na, as jy so wil doen. En as ons dit bereik het, het ons gewen, nie omdat ons in daai oomblik wen nie, maar omdat Christus reeds alle magte, alle idees oorwin het met sy hele lewe, met die godsopenbaring van Christus en sy dood en sterwe en opstanding en hemelvaart. En so ons doel is om dit in die wêreld te laat skyn. Mense gaan dit op en neer. Ons dink altyd as mense dit op en neer het ons verloor. Hulle gaan dit op en neer. Ons wen altyd. Ons is deel van sy seëgetog en ons is nie hier om debatte te wen nie. Ons is hier om die Christus openbaring te gee. Die Heilige Gees vat dit en hy werk met mense. Ja, ons moet dit is baie belangrik wat jy gesê het. Ons moet baie versigtig wees. Natuurlik gaan dit oor die oorlog van gedagtes, nê. Ja, Want daar's een waarheid. En dit gaan oor logika ook, want dit gesê het apologetiek. So redenasies en geldige redenasies is uiters belangrik, maar dit gaan nie oor die wen van debatte nie. Jy kan 'n debat wen, maar die hart verloor. Presies. En ons moet ook versigtig wees dat ons nie dink ons moet mense oortuig nie. Daar's 'n punt en dit is wysheid wat van die Here gebid moet word om te vra, wanneer moet ek nou 'n bietjie terugstaan? Ek het klaar verkondig wat ek verkondig het en ek moet terugstaan en bid vir daardie persoon. So dit gaan met liefde gepaard en afhanklikheid van die Heilige Gees. Ek dink dis die punt wat ons net wil maak. Wanneer jy met apologetiese debatte te doen het, wees baie versigtig. Dat jy nie dink dis net die wen van 'n argument nie. Want jy kry dit self, soos wat jy net nou 'n bietjie genoem het, Jaco, onder Christene, onder die verskillende benaderings van apologetiek, is daar selfs bekleierery. Ja, maar julle tradisie sê so, maar julle tradisie sê so, en ek kan jou wen met hierdie argument en daardie argument. Dis nie die doel van apologetiek nie, en ons moet dit nooit uit die oog uit verloor nie. Goed, Jaco, dan wil ek as samevatting nou maar hierdie gesprek afsluit, en sê ten slotte dan, ek hoop die luisteraars het regtig dit geniet om net na hierdie inleidende gesprek te luister. Dis natuurlik nie 'n omvattende gesprek nie, en ons sal graag nog meer wil gesê daaroor. Ek self is baie opgewonde oor apologetiek. Dit is my veld waarvoor ek lief is, onder andere. Ons sal graag meer wil gesels volgende keer, en dan kyk ons bietjie na verskillende interpretasie of skole, kan 'n mens maar sê, van apologetiek, waar dit ontstaan het en hoe dit dan ontwikkel het en so voorts. Nou, ek wil vir die luisteraars dan ook sê, daar's natuurlik baie boeke wat ou kan lees, wat mens meer inligting kan gee hieroor. En watter een van die 1000 gaan ek dan aanbeveel? Ek dink nie ek gaan die beste een aanbeveel wat ek dink die nommer 1 is nie, maar ek dink een wat vir my regtig baie oulik is, vir wat op die vlak van luisteraars nogal kan goed werk en van die gemiddelde lidmaat weet geskryf in 'n populêre styl, is Alistair McGrath se boek Christian Apologetics, en hy probeer juis om nie in die tradisies vas te val van die apologetiek
of in kerktradisies in te praat nie, maar om dit eenvoudig objektief te stel. Daar's natuurlik, soos ek gesê het, baie ander, maar ek dink syne is redelik maklike skryfstyl en hy is nie so lank dat jy jare lank gaan besig wees met hom. So ek sal graag die boek wat Jaco dan voorgestel het van Roy Clauser, dit is bietjie meer 'n filosofiese boek, maar dit is 'n baie goeie boek. The Myth of the Religious Neutrality en dan Christian Apologetics van Alistair McGrath. Jaco, enige laaste woord van jou af? Jonker, ek sal altyd graag wil sê Christus is ons lig, hy is ons heil, hy is ons verlossing en hy is die sleutel in apologetiek. Hy is die een wat ons verdedig, hy is die een wat ons aan mense openbaar deur die verduideliking wat ons gee. En hy is die een waartoe ons mense oproep as die teenstand teen die leuen waarna hulle vashou wat hulle tot die verderf lei. Ja, baie dankie. Ek hoop die luisteraars het dit geniet en ons sien dan volgende keer gesels gerus saam met ons op die platforms. Baie dankie en lekker dag.